Goeienaand. Hierdie week fokus ons op die gebeure by Sinaïberg toe die Here die verbond wat hy al met Abraham gesluit het, weer kom herbevestig het aan Abraham se nageslag Israel. In hoofstuk 24 word daar vir ons verskeie simboliese handelinge beskryf om te verduidelik of uit te beeld hoe hierdie verbond herbevestig is. Moses het 'n opdrag gegee dat die jong manne 'n klomp bulle moet gaan slag en dan word die bloed van hierdie bulle geneem en een deel daarvan word teen die altaar gesprinkel. Hierdie sprinkeling van die bloed teen die altaar is die versoeningsoffer. Dis hoe die verhouding tussen God en Israel of die herstel van daardie verhouding uitgebeeld word. Daar moet iets gebeur sodat Israel mag inkom in God se teenwoordigheid en die gee van 'n lewe maak dit moontlik. Dan lees Moses die opdragte van die Here voor en die volk antwoord daarop en hulle sê entoesiasties dat hulle gehoorsaam sal wees aan al hierdie opdragte. En dan word hulle besprinkel met die ander deel van die bloed. Hierdie bloed word die bloed van die verbond genoem. Dis die bloed waardeur die versoening gedoen is en daarom wanneer Israel daarmee besprinkel word, dan deel hulle in hierdie versoening wat plaasgevind het. Dis die Here wat hulle inbring na hulle toe en daarom deel hulle in die wonderlike voorreg van die Here se teenwoordigheid. Dan gebeur daar 'n vreemde ding. Van die leiers gaan op teen die berg en hulle sien 'n verskyning van die Here en dan staan daar dat die Here nie sy hand teen hulle opgelig het nie, hulle het dit oorleef en hulle het geëet en gedrink. Hierdie eet en drink is nog 'n manier waarop die werklikheid van in die teenwoordigheid van die Here leef uitgebeeld word. Deur hierdie ete kan 'n mens sien dat die leiers van die volk en as verteenwoordigers van die volk, die hele volk dan deur God aanvaar word. Dis immers tog wat gebeur rondom 'n tafel wanneer ons saam eet. Daar is 'n stuk gemeenskap wat tot stand kom. Daar's 'n stuk aanvaarding wat uitgebeeld word. Daar's 'n stuk respek wat gewys word. Daar's intimiteit wat plaasvind. Alles wanneer ons saam eet. Hierdie is 'n vooruitskouing van wat nog sal kom. Hierna in die volgende hoofstukke en in die volgende week se tema word die opdragte gegee vir die inrigting van die tabernakel, God wat onder sy volk kom woon. Later sal die tabernakel opgevolg word deur die tempel. Nog later sal die Immanuel, God met ons gebore word. En wanneer hy, ons Here Jesus, hier op aarde leef, dan eet hy saam met mense, sondaarmense. Mense wat hy innooi na hom toe, mense na wie toe hy homself nooi en sê, soos vir Saggeus die tollenaar, vandag moet ek by jou tuis gaan en saam met jou eet. En dan in hierdie etes vind daar herstel plaas. Mense word herskep, nuut gemaak, nog steeds as voorspel van wat uiteindelik aan die kruis en in die graf en deur die opstanding sou plaasvind. En dan sien ons uit as gelowiges na die dag wanneer die bruidegom weer kom. Dan gaan ons die bruilofsfees van die Lam bywoon, die laaste ete, die ewige ete, waar ons aan die tafel van die Here sal feesvier vir ewig. Hoe wonderlik dat die Here ons innooi om saam met hom te kan eet. Goeienaand.